deel van 'n span. Luister na die afrigter, die baas van die span. Ken jy plak beweeg waar jy moet, anders gaan die hele span moet. Die lewe is 'n netbalwedstryd, doen jou bes en lewe voluit. Dames en here, as jy sukkel om te verstaan hoe die lewe werk, gaan ons vandag vir jou verduidelik. U sien die lewe is soos 'n netbalwedstryd en ek en jy is die spelers. Ek speel senter en daarom is in my voorreg met elke ronde die bal af te gooi. Amanai is eers aan die woord. Sy gaan aan ons verduidelik hoe belangrik spanwerk is. In die eerste plek, moet jy verstaan dat jy nie net vir jouself lewe nie. Jy is deel van 'n span. Janie Pieter is 'n bekende sportsielkundige. Van 2006 tot 2010 was hy verantwoordelik vir die Double se sielkundige afrigting. Dis nou moeilik om te glo, maar daai tyd het die Pille regtig niks skyn verloor nie. In sy boek, Die geheime van 'n kampioen, skryf hy dat talent 'n wedstryd kan wen, maar met spanwerk wen jy 'n toernooi. Jy gaan nêrens in die lewe kom as jy net aan jouself dink nie. Werk saam. Daar sal nooit een doel in die gat kom as die span nie saamwerk om die bal by die doel uit te kry nie. Ag, dit is darem maar lekker om 'n doel te gooi. Veral as die bal so 'n paar keer Hop, hop, hop en dan ingly. Hop, hop, spin ek op die bal uit in die gat gehop. Nog 'n doel, dit is scoop, go swimmies. Woo! Gabriella gaan nou aan ons verduidelik hoekom dit belangrik is om gehoorsaam te wees. Dit was hier. Dames en here, 'n goeie netbalspeler weet hoe om na die afrigter te luister. Jy doen nie net wat jy wil nie. Die afrigter is die baas. Net soos dit ook in die lewe. Mens moet leer om te luister na die mens wat bo jou ongestel is. Kinders moet luister en gehoorsaam wees wanneer ouers en onderwysers praat. My ma sê 'n kind met blompotore, laat haar rooi sien. Ek wil nie my ma moet rooi sien nie. Want as my ma rooi sien, wil sy my beide ook rooi. Au! Pastoor Jill James van Grace Fellowship in Pretoria het 'n preker kindersopvoeding gesê dat 'n kind moet leer om onmiddellik te luister. As 'n ouer 2 of 3 keer moet praat, beteken dit is niks anders as ongehoorsaam nie. As ons in 'n netbalwedstryd vir die afrigter moet luister, moet ons dadelik doen wat sy sê, want dan staan ons 'n baie groot kans om meer doele as die ander spanne te kry. Celeste, dit is jou bal. Dames en here. Jy moet hom kan, maar jy voet nie aan die lyn geraak. Dames en here, maar sien jy nou belangrik is dat elke mens moet verstaan waar haar plek op die baan is. Jy moet presies weet wat jy waar mag doen. As jy senter speel soos met Kyla, mag jy oral beweeg behalwe in die doelsirkels. As jy vleuel speel soos ek, mag jy in sekere blokke glad nie gaan nie. Daar is voetreëls en baanreëls en reëls jy die bal moet hanteer. Maar die belangrikste van alles is dat elke speler moet verstaan waar haar plek op die baan is. Dit help nie almal tot op een by mekaar nie. 'n Mens moet uitsprei en die hele baan gebruik. Maar dit gaan nie gebeur as elke speler nie verstaan waar haar plek op die baan is nie. Dit laat my net dink aan die gesegde, skoenmaker, hy jou by jou lees. Dit beteken jy moet doen wat jy goed kan doen en daarby hou. Kan jy nou dink as jou haarkapper op dorp skielik besluit dat sy die volgende noodoperasie op 'n pasiënt in die hospitaal uit te voer? Ek dink daardie animaal gaan uitloop met mooi gevlegte darmes. Maar ek dink sy sal eers die pasiënt se haar kam voor sy hom ontslaan. My ouma sê altyd, aanvaar wie jy is. Kan julle nou dink wat sal gebeur as iemand soos Jonathan van Radio Rap skielik moet rang vir president? Dis omtrent wat in Amerika gebeur het. Dames en here, as jy sukkel om te verstaan hoe die lewe werk, moet jy net na 'n netbalwedstryd gaan kyk. Ek en jy is die spelers, maar onthou, jy kry net een kans, een wedstryd as jy eindfluitjie blaas.
is die wedstryd op aarde vir ewig verby. Die lewe is 'n netbalwedstryd, doen jou bes en lewe voluit. Dit gaan nie net vir jou nie, jy is deel van 'n span. Luister na die afrigter, die baas van die span. Ken jou plek beweeg waar jy moet, anders gaan die hele